Die rentekoersbesluite vir hierdie week en kan die Trump-tariewe lei na die volgende wêreldoorlog. In die week se AMT ekonomiese oorsig gesels ek soos ouer gewoonte weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit oor die nuutste ekonomiese nuus en kyk ook wat se moontlike effek dit op ons landbousektor kan hê. So maak seker jy mis nie hierdie interessante gesprek nie. Die rand versterk die afgelope week en verhandel op R18.11 per Amerikaanse dollar, R19.74 teenoor die euro, R23.52 teenoor die Britse pond en staan tans op R11.53 teenoor Australiese dollar. Die inflasiesyfer bly op 3.2% met prima rentekoerse steeds op 7.5%. Die Brent olieprys styg so 'n bietjie na $71.45 per vat en lyk dit of ons verseker ondersteuning rondom die $69 merk het. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat ons markte nou beïnvloed. Ja, ons gesels natuurlik weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit vandag en ons gaan 'n bietjie 'n paar faktore uitpak, rentekoersbesluite, wisselkoers, oliepryse en dan 'n interessante vraagie of 'n interessante gesprek wat ek bietjie later wil met jou ook klank word. Baie welkom by ons Waldo, altyd lekker om saam met te gesels. Dankie Johnny, dankie vir die kans. Waldo, kom ons begin weer by die ouer gewoonte, wisselkoers sterker, swakker vir die week. Ons is redelik op 'n sterk vlak. Ek dink ons is op 18.50. En ook die oliepryse op of af. Ja, die rand doen eintlik goed. Hy het hier by 18.15 gedraai op 'n stadium. So dit is sterk vir wat ons nou die laaste ruk gesien het, maar interessant as mens na die dollar indeks gaan kyk en net kyk die dollar nou in die alleen wil ek amper sê, is daar tog 'n verswakking nou sê maar oor die laaste maand of twee. Dis nou baie rolweg gepraat, maar die gevolg is dan nou dat selfs met die uitskop van ons ambassadeur beweeg die rand nie. So want die dollar is so effentjie swakker. En dit laat die rand dan weer bietjie beter lyk. En dit lyk asof dit gaan voortduur. Die Amerikaanse aandelemark is nie waar hy wil wees nie. En ek dink daar's bietjie onsekerheid in die FSA oor wat gebeur volgende. Een van hulle streeks reservebanke, verskillende reservebanke, hulle praat van 'n nowcasting. Hy voorspel op 'n baie kort basis. Sy een aanwyser wys 'n resessie. En dit het die ouens paniekerig op sosiale media. So ek dink alles saam 'n bietjie sterker rand, 'n bietjie swakker dollar. Ja, dit is interessant wees hoe Trump natuurlik reageer en hoe hulle gaan reageer teenoor dit. Maar voor ons by dit kom, ek dink ons kan dit seker nog 'n bietjie uitpak. Oliepryse op of af, hy's op $71 min of meer. Ek het gesien hy het in 2014 September laas jaar 2024 het hy op $69 gaan vassak, toe het hy weer op en nou het hy weer laasweek op $69 gaan vassak en weer klein bietjie opgegaan. Ek dink ja, daar is die kragte is maar in die rigting van 'n effens swakker olieprys. Ons weet die Chinese ekonomie groei nie waar hulle hom wil hê nie, maar dit is nog steeds relatief goeie groei, maar nie so sterk nie. Ten spyte van die stimuluspakkette. Hulle het allerlei planne, maar dit skuif nie regtig die naal daar nie. Dit lyk, ek meen Syrië het sy eie moeilikheid, maar in die groter Midde-Ooste is daar so oomblikke van kalmte. Wat ook dan help en OPEC Plus het gesê hulle het beplan om uitset te sny nou een of ander tyd en die planne is nou van die baan, so hulle gaan aanhou oliepomp. So ek dink alles saam sit die oliepryse ook dan nou sê maar waar hy is, dalk nog 'n knerts onder 70. So goeie nuus vir ons brandstofprys. Dis lekker as die rand sterk is en die oliepryse is laag. Dink jy as hy onder die $69 verbygaan dat daar nog redelike afwaartse potensiaal van is of skat jy hy behoort min of meer op daai vlakke te? Dis nou waar jy daai tegniese analise nodig het. Jy weet wat kan sê, waar is daai volgende weerstandsvlak? Ek weet nie op watter tipe van volumes praat mense op 'n volgende weerstandsvlak nie. Ek dink wel hy is sensitief vir slegte nuus. As dit nou uitkom dat sê maar die eurozone groei ook nog baie stadiger of die Amerikaners stuur op 'n resessie af, dan gaan ons 'n nog swakker olieprys sien. Ja, en as hy te laag daal, gaan hoop ek dalk het besluit om produksie te sny. So weer eens
Hulle sal hom seker tot 'n mate ook op 'n hoër vlak. Hulle ek dink in die agterkop het hulle ook maar begrotings wat moet balanseer. So hulle kan nie bekostig dat die prys te laag gaan nie. Hulle het daarin beheer oor die aanbod so. Dit gebeur. Okay, so in kort, ek dink wisselkoers dalk op sy sterker vlak min of meer by 18.10, 18.15 waar hy tans is en dan oliepryse dalk op 'n laer vlak. Weereens dalk goeie nuus vir ons produsente vir die volgende seisoen. Sou duim vas. Waldo, vinnig begrotingsrede, waar staan ons tans? Ja, so die begroting is nou verwys na 2 parlementêre komitees wat dit nou verder gaan bespreek. Daar was gister in die koerante 'n bietjie nuus oor die bespreking rondom 'n fiskale anker. Maar dit voel vir my dis al 'n verkeerde geleentheid om daaroor te praat. So die proses is aan die gang met min nuwe nuus, maar agter die skerms gesprekke oor wat gaan die DA kry om vir hierdie begroting te stem. So ek dink dit gaan hierdie komitees is finansiële komitees en dit gaan vir die DA moeilik wees om dalk daar eise te stel rondom die nasionale gesondheidsversekering of die onteieningswet of so, want dis bietjie ander prosesse. Jy gaan nie binne daai komitee so besluit kan kry nie. Die president sal moet sê, hoor jy, ons stem in, ons sal weer na daai ander wetgewing kyk. Binne die komitees gaan dit meer tegnies wees. Maar kan ons nie hier iets sny of daar iets skuif of in die plaas daarvan om BTW te verhoog. Wat is tans op die tafel vir BTW? Ja, so ons kyk nog steeds na die halwe persentasiepunt volgende jaar daarna. Niemand het nog 'n ander plan wat enigsins aandag kry op die oomblik. Begrotings laat klop nie, ja. Nee. Wel, dit is almal sê maar dank net die helfte van daai adjunkministers af. Maar ek het ook nog nie 'n syfer gesien wat sou sê die helfte van die adjunkministers is nou soveel miljard rand. Hulle kort so ek dink min of meer 8-9 miljard is wat die halwe persentasiepunt sou inbring in hierdie jaar. So dis nie in die groot begroting is dit nie so baie geld nie. Ja. So jy dink hulle gaan maar daar gaan verseker oor die volgende 2 jaar ons na 16% toe beweeg. Dit is nou in die politieke wêreld of die DA daar 'n ooreenkoms kan kry vir iets wat hulle voel hulle andersins nie sou kry nie en in ruil daarvoor gee hulle hierdie toegif op die BTW. Ek dink wel hulle moenie onbepaald vaskop en om oor 'n halwe persentasiepunt nie. Almal skree die impak op die armes, maar hierdie is relatief klein en die armes word daarom op ander maniere so 'n bietjie gekompenseer. So hulle word nie heeltemal vir die wolwe gegooi nie. Ek dink dit is 'n manier om slegte vorige besluite so 'n bietjie reg te stel. Is nie die beste manier om dit te doen nie, maar as dit jou dalk 'n groot hersiening van besteding kan kry. Maar dit moet soos Doge-styl wees. Jy lyn vir lyn gaan jy in en jy dank af en jy spaar geld en so. As mens so iets uit dit kan kry. Ek weet van iemand wat dit doen is ons en hy sê dit Afrikaans praat. Ek seker as hy een van sy superrekenaars op daai werkie sit, sal ons chop die begroting kan mooi balanseer. Ons sal moet kyk. Waldo, ek weet jy het in jou ekonomie minuut het jy 'n bietjie gepraat oor die rentekoersbesluite vir die week. Wat beïnvloed dit nou en wat is jou gevoel waartoe kan dit beweeg? Inflasie kom Woensdag uit. So daar's 'n Februarie maand inflasiesyfer Woensdag. Almal verwag so 'n bietjie op van 3.2 af, maar geen bekommernisse half nie. Byvoorbeeld mediese fondse. Hulle word in Februarie maand is hulle deel van die opname en almal weet mediese fondse se koste styg nie met 3 en 4% nie. So dit druk die syfer, maar dit sê nie daar's nou per se fundamentele druk op kos of brandstof of enige van die ander rarig nie. So dit ek dink hulle gaan nie wakker lê oor Woensdag se inflasiesyfer nie. Hulle kyk bietjie na inflasieverwagtinge. Dit is 'n bietjie af vir die jaar wat kom. So dit is positief. Dit is weer effens hoër teenoor die vorige opname vir volgende jaar, maar dit is nie dis niks wat mense laat skrik nie. Ek dink die groter vraagstukke is maar die onsekerheid. Nou gaan BTW 'n bietjie styg, elektrisiteitstariewe gaan 'n bietjie op. Dit gaan later druk sit op inflasie dalk hier teen die middel van die jaar. En dan wat gaan aan in die FSA? Die Amerikaanse Fed sit Woensdag aand. Dan gaan ons hoor wat hulle besluit.
die konsensus is hulle gaan watertrap en onveranderd hou. Okay. Hulle aanwysers is nogals in verskillende rigtings. Die arbeidsmark lyk so bietjie swakker, inflasie so bietjie swakker, maar daar is maar nog steeds bekommernis oor van die elemente wat hoog bly. Die impak van tariewe is 'n grootte wat vir hulle lê en wag. As daai ingevoerde goed begin duurder word, gaan dit hulle inflasiekoers beïnvloed. So ek kan nie net nou Trump gaan sê oor kom ons sny rentekoers om die verbruiker te help. Nee. Dit sal So die Fed is goed onafhanklik. Jerome Powell het gesê Trump kan hom nie afdank nie. ja. Trump kan dalk sy lewe onaangenaam maak op allerlei maniere, maar hy kan hom nie afdank nie. Okay. So in daai konteks dink ek hulle gaan 'n bietjie water trap en ons gaan sê waar daar so baie goed wat nou onseker is, kom ons wag ook net 'n ronde. Ja. Dit is ek dink daar is 'n handvol ekonome wat dink nog 'n 25 basispunte sny is moontlik. Maar ons het uit ervaring uitgeleer, hulle is baie konservatief. Hulle is baie konservatief en daar was al met die vorige vergadering 2 van die lede van die komitee wat gestem het vir oude dieselfde. Oh. So ek dink die kans dat hulle nog een kan ompraat en dan dalk nog een is redelik groot en dan sit ons met 'n onveranderd besluit. Ja, ek hoop regtig vir die res van die jaar as ons die sterker wisselkoers het wat inflasie kan laer hou en as die oliepryse veral laag bly. Ek dink dit is twee groot elemente wat ons inflasie dalk bietjie op 'n laer vlak kan hou. En as ek byvoorbeeld iets soos die mielieprys wat dalk moontlik bietjie kan afkom soos ons middel van die jaar toe beweeg. Dan kan dit ook dalk so 'n bietjie. Ja, ek dink ons is nie sleg geposisioneer nie. Inflasie is laag, dis stabiel. Die goed wat dit sou aandryf is niks wat kommerwekkend is nie. So ek dink ons het 'n goeie kans vir nog 25, dalk selfs nog 25 daarna iewers in die loop van die jaar, want op die oomblik is die beleid nog steeds inkrimpend. Netto is die reële repo is hoog. En dit hoef nie so te wees nie. Ek dink nie ons hoef so op die rem te trap as die engine amper vrek nie. Ja. Okay, nee, dit is heel interessant. Okay, Waldo, ek het 'n interessante vraag. Of interessante artikel ook gelees en uit gaan kyk na vryhandel. Ons het hier in die 2000s het ons baie beweeg na globalisasie toe, vryhandel wêreldwyd. En nou het ons die laaste 20-25 jaar baie omgedraai terug na nasionalisme amper toe, tariewe, Trump se tariewe, al die tariewe en die oorloë wat nou uitbreek. Eerste vraag is, wat is beter vir ons vir langtermyn? Wêreldekonomie, nie net plaaslike wêreldekonomie, vryhandel teen die tariewe. En dan tweedens, kan nasionalisme lei na globale konflik, moontlik na 'n derde wêreldoorlog toe. Want is dit nie, want my vraag is eintlik, is dit nie hoe ons voor 1930 byvoorbeeld of voor 1920 toe die wêreldoorlog nou vir ons gelê en wag het, dit meer die situasie gewees het. En toe na die Tweede Wêreldoorlog het ons baie meer beweeg na vryhandel, oop. Reagan wat nou gesê het, ons moet vryhandel natuurlik wêreldwyd doen. Het ons nie nou terug beweeg nader na meer konflik toe nie? Dis lekker groot, interessante vraag. Ek dink ekonome in die algemeen hou meer van vryhandel as van beperkings op handel. Regdeur van my en jou wat met mekaar handel tot lande wat met mekaar handel dryf. As jy spesialiseer en jy doen waarin jy goed is teen die laagste koste, en jy verkoop dit aan ander ouens, dan koop jy weer die goed by hulle waarin hulle goed is en almal is beter af. So ek dink veral vir verbruikers is vryhandel regtig die antwoord. In daardie opsig is tariewe of selfs dan nou ander nywerheidsbeleide wat sê maar kom ons produseer plaaslik, kom ons gee 'n subsidie, wat ook al gemik is op jou binnelandse produksie. Daai goed wat dit eintlik doen is dit vat waarde by verbruikers en dit gee dit vir produsente. Die verbruiker betaal nou meer vir wat ook al hy nou ingevoer het en 'n tarief op het. En die plaaslike produsent doen so 'n bietjie beter besigheid want hy kan nou amper sê bietjie die druk om effektief te wees is minder agter hierdie tariefmuur. Ja. So ek meen of dit nou goed of sleg is hang nou af wat is jou doelwitte. Jy kan maar sê die uiteindelike doel is verbruikers moet goedkoop goedere en dienste
tot toegang toe kan hê. Dan leef almal beter. Ekonomiese groei, Dan ekonomie groei, handel word gedryf ensovoorts. Ek dink dis die kort en pad na natuurlik ryker. hulpbronne word effektief gebruik. Dis die ander ding wat seker ook Absoluut. Elke ding, elke inset word optimaal gebruik of dit word nie gebruik nie want jy is nie meer 'n ding. ja. So in daai opsig, dit is die mees effektiewe manier van produksie is. Maak dit oop, maak dit vry, laat dit loop. Maar mens kan ook nou sien hoekom politici doelwitte sal hê wat nie heeltemal daarmee strook nie. Want dan kan jy sê ja, maar maak dit nou saak as die verbruiker bietjie duurder betaal vir sy ingevoerde Chinese T-hemde. Ten minste skep ons 3000 werke iewers. Ja. Met daardie tipe argument. En vir politici maak daai sin want dis 3000 ouens wat vir jou gaan stem later. Jy kry baie stemme as jy. En why nie dit nie. Dit is ook deel van jou eie land se ontwikkeling en groei en so vooruit. Onafhanklik wees soos as iets soos COVID nou byvoorbeeld weer uitbreek in die wêreldhandel maak toe. Dan kan jy sê maar ons is daarom selfversorgend. Ja. Maar die prys van selfversorgendheid is dat jy betaal so 'n bietjie meer vir alles. Wat ook al dan nou tariewe teen dit het, is duurder. So en dan met die koste van so 'n tariefding word versprei oor klomp verbruikers. Die voordele is baie gefokus op spesifieke groepe, of dit nou bedrywe is of watter tipe produsente ook al. So ekonome hou maar van die idee van vrye handel, maar ek dink so presies soos jy sê, en toe vrye handel op sy hoogtepunt was hier in die vroeë 2000s, Chinese het deel geword van die Wêreldhandelsorganisasie. Met Suid-Afrika het ook op daai stadium lekker gegroei en ons het al ons minerale uitgevoer soontoe. Daarna het nywerheidsbeleid omtrent 'n terugkeer gemaak. Daar was al hoe meer stemme wat gepraat het oor met maar hoe ontwikkel jy 'n land as jy nie sy nywerhede ontwikkel nie? Hoe beskerm jy die nywerhede teen hierdie buitelandse kompetisie? Hoe doen jy dit in 'n wêreld van waardeketTINGS wat oor grense heen is en so ek dink die beweging is bietjie terug na meer beskerming, meer nasionalisme ensovoorts. Dis nie, ek dink nie dis goed of sleg, mens moet besef jy dra eintlik, jy vat waarde by een groep in die gemeenskap en jy versprei dit na 'n ander groep. Ja. Kan dit lei na konflik, wêreldkonflik, meer konflik? Ek dink ja, daar's in elk geval nou 'n opkoms van 'n gees van ons kyk eers na onsself. Ons belange voor die res van die wêreld se belange. Ek dink daardie gees loop nou groot. En in kontras dan nou met na die Tweede Wêreldoorlog dink ek was die ingesteldheid was een van die oop gemeenskap, vrye handel, baie dinge word verdra. Almal is welkom. Men nog meer dan 2000 gesien. Ja, ek dink die 2000s was omtrent die hoogtepunt daarvan. Dit het 'n lang pad gekom. Maar hier seker van die na die tot onlangs toe, sê maar tot so nie voor COVID omtrent, was dit was daar so van 'n samewerk dra almal. Maar jy kan wees wie jy wil. Dis ook reg en almal is welkom hier. Ja. Maar toe mense het begin omgekrap raak oor immigrante in hulle lande, hulle het begin voel maar hulle werke word uitgevoer, moet ons nie eerder meer hier produseer nie, moet ons nie ons strukture bou, ons gemeenskap bou. Dit is nou dis waar denke op die oomblik lê. En ongelukkig dink ek dit eskaleer dan nou ander nasionalismes en wie het meer wapens en wie het die groter weermag en wie het toegang tot watter skaars minerale en al die goed wat onder 'n konflik lê. Ja. Borrel nou so bietjie. So as jy nou eintlik dit gaan doen, die politieke verregses of verlinks het amper nou meer van 'n houvas op stemme omdat hulle sekere ideologieë kan dryf en kan sê hoor ons staan vir hierdie so hulle begin ook stemme. So almal beweeg half weg van die middel af meer na links of regs toe en weer eens dit skep meer konflik. Nee, dit is so en ek dink in die toe kommunisme nou verloor het, wil ek nou amper sê. Was dit duidelik daar's een moontlikheid, die FSA lei die wêreld, hulle idees lei ook die wêreld. Mense wil soos hulle wees en die groot ingesteldheid was ons gaan net nie beklei nie.
Maar nou is daar ander lande wat nou intussen opgekom het, dis Chinese, dis Indië, dis ouens wat ook hulle stempel wil afdruk in geskiedenis, as ek so kan stel. So daai idee van hoor ons gaan nou nie beklei nie want Amerika is groot en hy sal hierdie dinge kom uitsorteer. Is nou 'n bietjie minder daar. En Rusland onder Putin, hy het nou weer sy eie vorm van nasionalisme en 'n bietjie van 'n imperialisme aan die gang. Wat voor hom was die ou ooste nie 'n faktor nie. So ongelukkig dink ek dis hulle nou sê die temperatuur in die kamer is nou so 'n bietjie hoër. Ja. En mens hoop maar dat almal bly kalm en beklei nie oor kleinighede nie. Maar ek wil amper die kans dat dinge kan skeefloop is groter as wat dit was. Begin nou optel. Ja. OK. Baie dankie Waldo, baie interessante gesprek gewees. Ja, dan gesels ons volgende week verder. Ek dink ons gaan 'n bietjie gaan kyk na AGOA en wat kan dit vir ons beteken as Suid-Afrika moontlikhede uit beweeg. So, baie dankie en dan gesels ons volgende week weer. Dankie Johnny. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Jy is ook welkom vir my 'n boodskap te stuur met skakelwoord groep na 0731402698 om by een van ons gemeenskapsgroepe aan te sluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.